Hier is ons terug, Romeine 2:16. Nou gaan ek by die nitty-gritty uitkom. Luister wat sê die Bybel. In die dag wanneer God die verborgde dinge van die mense deur Jesus Christus sal oordeel volgens my evangelie. Paulus praat van hierdie evangelie. Hierdie evangelie van Christus as sy evangelie. Hoekom noem Paulus die evangelie dan sy evangelie? Kom ons kwantifiseer eers, wat is die evangelie van Paulus? Ons het daarvan gepraat in die eerste preek, Romeine 1 vers 1 tot so omtrent vers 6. Dit praat van die evangelie van God aangaande sy seun Jesus Christus deur die Gees met krag verklaar en opgestaan uit die dood uit. Dit is Paulus se evangelie. Daar's basies twee aspekte aan Paulus se evangelie. Die eerste aspek van Paulus se evangelie is die aspek van die dood. Ons het so 2 of 3 video's terug daaroor gepraat. Want Paulus sê die springbord, die oorsprong van sy evangelie kom in die dood van Jesus Christus. Want hy sê ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, want Christus leef in my. Dan sê hy, die liefde van Christus dring my, want dit weet ek, as een gesterf het, het almal gesterf. Sê in Hebreërs, dis vir die mens bestem om eenmaal te sterf en daarna die oordeel. En daai dood wat die springbord is van Paulus se evangelie, die beginpunt van Paulus se evangelie is Golgotha. Want op Golgotha is jy voor die grondlegging van die aarde, Efesiërs 1 vers 4, in Christus ingeplaas, om te kan sterf op Golgotha, dood te gaan op die kruis, dat daar 'n omruiling van gees, lewe, natuur, verstand en toekoms kan wees, 'n omruiling van Vader en 'n omruiling van verstand kan wees. Jy sien, want Golgotha is al wat hierdie omruiling kan veroorsaak. Dit is slegs deur Golgotha en die bloed van Jesus wat die saad van God bevat, wat daar 'n omruiling van natuur, lewe, gees, natuur en al daai ander goeders is. Kom ek sê dit eintlik meer duideliker. In Golgotha, met jou mede-dood in Christus Jesus, waar hy as jy sterf en jy as hy sterf, is daar 'n volkome dood van Adam, daar is 'n volkome dood van die wet, daar is 'n volkome dood van die profete, daar is 'n volkome dood van die verbonde wat gesluit is, daar is 'n volkome dood van Satan as jou gees lewe, daar is 'n volkome dood van die wet, en daar is 'n volkome dood van Jesus van Nasaret. Want hoekom? Want al daai goed moet eers afsterf, voordat die lewe van Christus aan ons geopenbaar kan word. En dis wat Paulus sê is sy evangelie. Die eerste aspek van sy evangelie is, jy het 'n mededood met Christus gesterf op Golgotha. Hy het nie alleen gesterf nie. Jy het in Christus ook op Golgotha gesterf. Sy dood was jou dood en jou dood was sy dood. Dis die belangrikste ding van Paulus evangelie. Dis die springpunt van sy evangelie. Daar het 'n dood op die kruis plaasgevind. Ek wens ek het tyd gehad om in Romeine 6 in te gaan daaroor. Maar gaan lees die hele Romeine 6 en word wakker in jou koppie en sien dat jy het met Christus gesterf. Jy is saam met hom opgewek, en dis die tweede punt van Paulus se evangelie. Jy is opgewek met die lewe van Christus, en sy lewe het jou lewe geword. Jy sien, God moes 'n ander lewe in jou inplaas, en as jy gaan luister na my reeks oor die oorbrugging, sal jy sien waarna ek verwys. Want God moes op 'n manier sy lewe in die mens inkry, dat die mens kon funksioneer vanuit die God lewe van God uit, en die manifestering en materialisering en realisering en realiteit van daai lewe is Christus in jou. Hy sê ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe.
Jy sien? Dit is wat dit is. Die Vader sê die enigste manier hoe ek my gees by jou kan inplaas, wat beteken die Vader sy eie lewe gees, want God is gees en maar die gees van die Here is daar is vryheid. Hoe Vader as God sy eie gees lewe, sy eie geespersoon by jou kon inplaas is deur die persoon van Christus. Die Vader kom en hy plaas sy geespersoon in jou in. En hy daai geespersoon het ook gekom in die tye voor tyd en ewigheid, Christus wat uit Vader gegenereer is, en hy het gesê, ek gaan die geeslewe wees, die bron van daai lewe, maar Christus gaan die manifestering wees van daai lewe, want die lewe wat ek het, is my lewe, maar ek gee die lewe vir Christus, en ek gee vir hom die reg om sy eie lewe te hê, wat eintlik my lewe is, maar wat ek syne maak, Johannes 5:26. Soos die Vader mag het, soos die Vader lewe het in homself, so het hy aan die Seun ook die reg gegee om lewe in homself te hê. So die Vader sê ek is lewe, ek leef in jou deur my gees, maar ek praat nie van die Heilige Gees nie, ek praat van die geespersoon, die geeslewe, die binnepersoon van die Vader God homself, wat by ons kom ingewoon het. En hy daai geespersoon het ook gekom, die Christus wat die manifestering en die realisering en die materialisering is van God se lewe, maar dan bring hy daai lewe en hy bring dit in die lewende Heilige Gees in om ons die lewende woord van God te leer, sodat ons by die lewende Vader een kan wees in Christus in hom verborge. Dis 'n groot mondvol, maar luister maar net weer en kry dit in jou koppie in. Ek gaan nie weer oor dit praat, ek het 'n paar video's terug daaroor gepraat. Dis Paulus se evangelie wat spring van uit die dood in Golgotha en dan van Christus wat in my lewe. Maar luister wat sê Paulus. 2:16. In die dag, wanneer God die verborgde dinge van die mens deur Jesus Christus sal oordeel. Jy sien, God gaan nie sonde oordeel nie. God gaan nie jou oordeel volgens hoe geseënd jy was en hoe gesalf jy was en hoeveel werk jy gedoen, hoeveel siele jy na die Here toe gelei het en hoeveel dooies jy opgewek het, hoeveel melaatses jy genees het, hoeveel slange jy opgeneem het en op hoeveel skorpioene gedrink het en hoeveel glase gif jy gedrink het en vir hoeveel mense jy die hande opgelê het, van die Bybel sê moenie te gou wees om die hande op die mense te lê nie, by the way, net so terloops. As jy jou hande sommer op almal wil hê, dan as jy buite die wil van God en buite die leer van Christus. Jy moenie net sommer jou hande op enige persoon gaan en ook nie toelaat dat enige persoon sy hande op jou lê nie, want daar's 'n transferasie wat plaasvind. As ek daarmee bedoel is, hy bring sy onkunde oor jou in, want dis nie nodig dat ek die hande op my gelê moet hê nie. Want Jesus het klaar van my besit geneem, sê die Bybel. Ek is besit geneem van Christus, ek het nie nodig dat iemand anders sy hande op my lê nie. Ek het nie nodig dat iemand anders aan my in Christus moet probeer raak nie, nee, want ek is deur God in Christus Jesus geraak. En ek behoort aan God en God is myne en ek behoort aan Christus en Christus behoort aan God en ek is saamgebore met Christus uit God se saad uit, ons is broers in die huis van die Vader. Ek het nie nodig dat mense vir my die hand op lê nie, maar dit nou daar gelaat. Jy sien, Paulus praat hierso van, hy praat van hierdie diepte van Christus wat in jou is. Hy sê, God gaan ons oordeel volgens Christus. Ek wil hê jy moet hoor, wat sê hy hierso. Luister, in die dag wanneer God die verborgde dinge van die mens deur Jesus Christus sal oordeel. Jy sê, jy gaan nie geoordeel word aan hoe wonderlik en hoe geseënd en hoe gesalf en hoe magtig en hoe kragtig en hoe voorspoedig jy is in jou godsdiens nie. Hy gaan nie vir jou seën omdat jy voorspoedig is in wêreldse dinge nie, want sy liefde van die wêreld is vyandskap met God. Want die liefde vir geld is die bron van alle boosheid. Dis wat Paulus sê, dis nie wat ek sê nie, Paulus sê dit. Die liefde van Eltans Jakobus sê dit. Die liefde van geld is die bron van alle boosheid. Jy sê jy moet verstaan, God het nie nodig om jou te oordeel volgens sonde wat jy gepleeg het of sonde werke van die vlees wat jy gepleeg het nie. Nee. Want Jesus het klaar die sonde uitgewis toe ons nog swak was, toe ons nog sondaars was, het Christus klaar die sonde vernietig. Het Christus klaar die sonde vergewe, klaar die sonde verwyder, klaar die sonde vermoor. Hy het klaar Satan tot niet verklaar. Ja, Satan leef, hy probeer nog invloed gooi op mense, maar Christus is hoër as Satan. Christus lewe, Satan is dood, Christus is lewe. Jy het nie meer nodig om 'n slagoffer te wees van Satan nie. Wat sê Paulus? Dood, waar is jou angel? Graf, waar is jou vrees? Ek parafreer nou. Dis wat sê Jesus in Hebreërs. Hy sê, hy het verskyn om hy wat die mag van die doodheid te vernietig, naamlik die duiwel.
Satan is klaar vernietig. Sonde is klaar uitgewas in die bloed van Jesus, maar is die lewe van Christus teenwoordig in daai sondeloosheid. Jy sien, jy kan gaan bely dat Jesus het my sondes weggewas en Jesus het my sondes skoon gewas en Jesus het my rein verklaar, maar het Jesus jou gered deur sy lewe? En het jy gevra dat die lewe van Christus vir jou sal red? Dis al wat jou red, is die lewe van Christus, nie 'n bekeringsgebedjie nie. As jy glo in Christus Jesus as die seun van God wat opgestaan het uit die dood uit, dan sal jy gered word. Dit beteken ek bely dus Christus se lewe as my lewe. Wat sê Paulus? In daardie dag, wanneer God die verborgde dinge van die mense deur Jesus Christus sal oordeel volgens my evangelie. Wat is die verborgde dinge van die mens sal oordeel? Wat Vader wil kyk, wat is die diepste liefde in jou hart met betrekking tot Christus Jesus? Hoor jy wat ek sê? God gaan jou toets met betrekking tot jou verhouding met Christus Jesus. Wat is die riglyn vir hierdie verhouding met Christus Jesus? Wat is die handboek? Is daar 'n handboek wat ek kan sê, dit is wat 'n verhouding met Jesus Christus veronderstel is om te wees? Ja, Paulus se briewe. Alles wat Paulus geskryf het, sê vir jou presies wat die Christus lewe in die Christen is. Jy sien, die Vader wil kyk wat sy kennis is in jou. Met ander woorde, is jou kennis in die kennis van die profete, wel dan val jy uit die leer van Christus uit. Dan gaan hy jou daarvolgens oordeel, want jy gaan volgens die profete, nie volgens die Christus in jou nie. Goed. Dan gaan God vir jou kyk, is jy in die wet verbonde, die wet van die dood en van die sonde, of is jy in die wet van die gees van die lewe wat in Christus Jesus is? As jy in die wet is van die werke, die wet van die 10 gebooie, die wet wat die kerk jou elke Sondag in probeer indruk, of jou elke Sondag probeer help om tot sondebelydenis te kom, want jy teen die wet gesondig het, dan is jy buite die leer van Christus. En dan gaan jy eerder om jou geregtigheid en jou heil te vind in die wet, maar nie in Christus wat jou heiligmaking is nie, en Christus wat jou regverdigheid is nie. So daarvolgens gaan God jou oordeel. Met ander woorde, hy gaan vir jou oordeel volgens, is jy in die profete, waar Christus nie teenwoordig is nie. Is jy in die wette, wat Christus klaar vernietig het en verwoes het. Dan derdens gaan hy vir jou kyk, is jy in die Ou Testament oor die algeheel. Paulus sê, dat Christus het die Ou Testament tot niet verklaar. Die Ou Testament se heerlikheid het tot 'n einde gekom. Dan gaan die Here sê, jy's weer buite die leer van Christus, want die nuwe lewe is Christus, en die Nuwe Testament is geskryf in die bloed van Christus Jesus, nie in die Ou Testament, die profete en die wette nie. Dan gaan die Here ook vir jou toets is, gaan jy volgens die verbonde wat God met Abraham, Isak en Jakob en Israel gesluit het, en met Noag gesluit het, en met Dawid gesluit het, of gaan jy volgens die eenheid en die versoening wat God vir jou teweeggebring het in Christus Jesus? As jy in die verbonde van die Ou Testament is en dink dat die Here gaan vir jou seën op grond van die Ou Testament wat vir Israel is jy buite die leer van Christus, en gaan God jou daarvolgens in Christus Jesus oordeel. Want Christus Jesus het nie daai verbonde van Abraham, Isak, Jakob, Dawid en Abraham en al daai mense met jou en met my as heidene gemaak. Hy het dit met Israel gemaak. Hy het dit met Israel gemaak. Selfs met Abraham het hy die verbond gemaak dat Abraham vader van 'n groot nasie gaan wees en dat Abraham sy seuns moes besny wat jou terugbring na Israel en die wet. Dan gaan die Here vir jou kyk en hy gaan vir jou oordeel volgens die Christus in jou as jou nuwe lewe, jou nuwe gees, jou nuwe persoon, of is jy nog steeds volgens Adam in die sonde
en die sonde natuur van Adam. As jy daarin is, dan is jy buite die leer van Christus en dan gaan God jou oordeel volgens Christus wat Adam vernietig het, maar in wie jy gekies het om te bly. Dan gaan die Here jou verder toets in. Lewe jy volgens die Christus wat in jou lewe en wat jou lewe is, of lewe jy nog steeds volgens die lewe van Satan? Jy sien daarin, deur daardie Christus, gaan God jou oordeel. Want hy kyk, wat is die geheimenis en die dieptes van jou hart? Luister wat sê Paulus. In die dag wanneer God die verborgde dinge van die mense deur Jesus Christus sal oordeel. Wat is jou verborgde godsdiens? Is dit profete? Is dit wette? Is dit verbonde? Is dit Adam? En dan is dit Jesus van Nasaret. Jy sien, Jesus van Nasaret was 'n man onder die wet, wat gekom het vir die huis van Israel, nie vir jou en vir my nie. Hy het gekom na die huis van Israel, nie na die huis van die heidene nie. Hy het Paulus gestuur na die heidene, maar Christus na Israel. Jy sien, die Here gaan vir jou in hierdie Christus in jou hart intoets, of jy by die Jesus van Nasaret vasgehaak het, soos 'n moslim by Mohammed vasgehaak het, en probeer alles doen wat Jesus van Nasaret gedoen het, sy tekens, sy wonderwerke en miracles en al daai tipe goeders, of gaan jy bly en vereenselwig raak met die Christus wat die God in die hemel is, wat opgestaan het uit die dood uit, en sy lewe jou lewe gemaak het, en by jou kom inwoon het as jou lewe. Jy sien, al die dinge wat ek genoem het, waarin God jou gaan toets, wat nie in Christus is en vanuit Christus is nie, dit is die valse evangelie, nie die evangelie van Paulus nie. Maar as jy Christus in jou het en jou liefdesverhouding is met Christus, as die alles wat alles in almal vul en alles in jou vul, dan het jy nie die profete nodig nie. Want dan gaan die Vader vir jou seun dien ooreenkomstig Christus, wat die belangrikste is in jou. As jy gaan volgens die verbonde van Israel, kan die Here vir jou nie seën daarvolgens nie, want dit was vir Israel. Maar as jy weet, dat jy is in die besnydenis van Christus besny, jou sondes is vergewe, jy is vrygespreek, jy het sy lewe in jou, en jy het nie nodig om op vleeslike verbonde te gaan nie. Dan gaan die Here vir jou sê, jy het gesien en besluit dat Christus vir jou die belangrikste is, en dat jou eenheid met Christus is die belangrikste. Dat jy in Christus die lewe het en die belofte het dat jy 'n kind in die Vader se huis is en deur Christus gebring is in die teenwoordigheid van die Vader homself, dan het jy dus nie die verbonde van Israel nodig nie, om te bewys hoe naby jy die Here is nie. As die wet van die gees van die lewe in Christus jou gees is en jou lewe is, want God stuur die gees van sy seun in jou hart uit, Jesus Christus, en hy roep, Abba Vader. As die Vader sien dat jy lewe volgens die lewe en die gees van Christus, en dat Christus die gees en die lewe is, jy kan nie daar volgens lewe nie, maar laat toe dat Christus dit in jou lewe, dan gaan God jou daar volgens seën, want dan is Christus jou gees en Christus is jou lewe. En jy gaan volgens die Heilige Gees, wat jou lei in die waarheid van Christus in jou, dan gaan jy nie meer die wet nodig het nie. Die Vader gaan nie met jou werk op grond van die verbonde nie, want dis met Israel, maar hy gaan met jou werk op grond van jou verbintenis met Christus as een gees. En dan, laastens, gaan God nie vir jou seën, omdat jy nog steeds met Adam identifiseer nie, maar dat die nuwe Adam, wat 'n lewende gees geword het, nou jou lewe is. Jy sien, daai innerlike dinge,
is vir God van belang. Hoe prominent is Christus in my lewe? Dien ek steeds Jesus van Nasaret? Dan sê die Here vir jou, jy's 'n vleeslike Christen. Doen jy nog steeds en wil jy nog steeds die tekens en wonderwerke van Jesus bemoedigetjies kry en gebedjies kry en handjies opgelê kry hierso? En wil jy nog steeds wag vir 'n herlewing om te gebeur in die vorm van tekens en wonderwerke deur Christus Jesus? Dan is jy buite Christus. En jy's in Jesus van die vlees, en Paulus sê ons ken Jesus nie meer na die vlees nie, maar hy leef in ons, en hy ken hom na die gees van die lewe wat hy in my is. Dat ek het niks te doen met die aardse Jesus wat gewandel het, want my verbondenheid is met die hemelse, ewige, lewende, opgestaande God, Christus Jesus. Jy is in hom, in die waaragtige God, in Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. Jy is in hom, want Christus is die lewe, en jy die lewe van God, omdat Christus die lewe van God is. Dus die evangelie van Paulus. Jy sien, Vader het hierdie vreeslike, diepe, geheime, misterieuse evangelie aan Paulus openbaar, van aangesig tot aangesig, persoonlik. Die opgestaande God, Christus Jesus, het persoonlik van aangesig tot aangesig hierdie diep misterie van God openbaar aan Paulus en Paulus alleen. Daarom sê Paulus, as enigiemand enige ander evangelie verkondig as wat ek aan julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. As sou 'n engel van die hemel kom en aan julle ander evangelie verkondig, dan is hy 'n vervloeking. Want Paulus sê, hoekom het julle so gou weggekeer van dit wat ek aan julle oorgelewer het? Die evangelie wat God aan Paulus gegee het, was die innerlike, waaragtige en bedoelde evangelie van God aangaande die opgestaande Christus in jou. Nou moet jy gaan kyk waar, soos Paulus sê, is die verborgde dinge van jou mensheid. Is dit in alles uiterlik geskei van die Christus in jou, of is dit daadwerklik een met die Christus in my as my lewe? En as jy sê dis van hierdie Christus in my as my enigste lewe, dan moet jy vir jou vra, hoe belangrik is tekens en wonderwerke? Hoe belangrik is die aspek van geloof? Hoe belangrik is die aspek van voorspoed? Hoe belangrik is die aspek van herlewing? Hoe gereeld is jy in die profete? Hoe gereeld is jy in die verbonde? Hoe gereeld is jy in die wet? As jy op enige van die goeters ja antwoord, dan is Christus nie alles in jou nie. Dan is jy nie in 'n eenheidsverhouding met Christus nie. Want die Christus wat in jou is vry, verlos, geskei en afgebreek van alle tekens, alle wonderwerke, alle verbonde, Jesus van Nasaret, die wet en Adam. Jy moet gaan toets wat is aan die binnekant. Is daar enige neiging na tekens en wonderwerke, dan sê jy uit Christus uit. Die lewende God, dan wil jy nog steeds in Jesus van Nasaret wees. Probeer jy wees soos Christus, is jy uit Christus uit, want jy word van gedaante verander in die aangesig van Christus, van heerlikheid tot heerlikheid. Daar is niks wat jy daaraan kan doen. Jy kan nie probeer wees soos Christus, want Christus is wie hy is in homself, in jou, in sy eie autonome self. Jy kan nie probeer wees soos hy nie. Jy kan net wees wat hy is in jou, omdat hy in jou lewe is.
as jou verborgenheid van jou hart enigiets vleeslik te doen het, voorspoed, tekens en wonderwerke, profete, verbonde en daai tipe goeders, Ou Testament, dan is jy buite Christus. En dan gaan die Here jou oordeel volgens die afwesigheid van die daadwerklike, lewende en hemelse Christus opgestaan uit die dood uit. Dan gaan God jou in daai Christus beoordeel. Wil jy sien, want Christus in jou is jou lewe, jou geregtigheid, jou verlossing, jou heiligmaking, jou bevryding van alles van jou vorige lewe, Jesus van Nasaret, die profete, die verbonde, die wet en Adam. Die Christus in jou het niks met dit te doen nie. Dis net hy, wie hy is as God in jou. En God gaan jou toets, en God gaan jou oordeel, volgens, luister wat sê Paulus, in die dag, wanneer God die verborgde dinge van die mense, deur Jesus Christus sal oordeel, volgens my evangelie. God het sy eie persoonlike evangelie aan Paulus gegee, Christus in jou, die hoop op eerlikheid, Christus jou lewe. En as daar enigiets is, en hiermee sluit ek af, as daar enige iets is wat van jou kant af, wat Christus probeer komplementeer, het sy tekens en wonderwerke, verwagting van herlewing, bemoediging uit die profete uit, werke van die wet, bewustheid van Adam. As daar enige iets van daai in jou is, net 'n ligte spoortjie van dit, dan is jy nie in Christus nie. Dan is jy uit Christus uit. Want Christus is sonder werke, sonder meriete, sonder verbonde in jou. Hy is in jou omdat hy God is. En dis genoeg. Dis genoeg. Verborgde dinge van die mense deur Jesus Christus. Vader gaan net kyk hoe prominent en relevant die lewe van Christus is as jou lewe. En as daar enigiets is wat jy probeer doen om Jesus te komplementeer, iets aan hom by te voeg, iets meer te doen, of om meer van hom te hê, nadat hy alles van God is in ons, dan gaan God jou volgens dit oordeel. Want dit wat jy probeer byvoeg aan Christus, deur Jesus van Nasaret, profete, wonderwerke, wat ook al, is nie Christus nie. Hoor jy wat ek vir jou sê? Luister vandag en ruk jouself reg en gaan bekeer jou waaragtig voor God en vra dat die lewe van Christus kom en jou lewe word. Want as daar enigiets is, en ek sê dit die hoeveelste keer nou, as daar enigiets is wat jy probeer byvoeg aan Jesus, tekens, wonderwerke, verbonde, wette, profete, Ou Testament, Adam, verwagtinge van herlewing, enigiets van daai wat jy wil byvoeg aan Christus, is teen Christus, opponeer Christus en is 'n vyand van die kruis, wat dan God jou vyand maak, want dan het God se siel geen behaag in jou nie, want jy probeer dit wat God klaar gedoen het en voltooi het in Christus as die volkome alles van God, probeer jy komplementeer met patetiese, vleeslike gemors, wat niks met die lewende, hemelse, opgestaande Christus te doen het nie. Verstik op hierdie boodskap, gaan dood in hierdie boodskap, maar gaan dood met die lewe van Christus op Golgotha. Totsiens.